Hoi, hier kom nou weer ene, rook. Weet julle hoeveel mense reik uit na my toe en sê, my pastoor of my dominee sê, ek mag nie minister in die kerk of vir ander mense bid nie, want my hande is vuil omdat ek rook, of ek het 'n demonic force op my, want ek rook. Julle, ek het al alles gehoor. Mense wat nie aanvaar word in die kerk, omdat hulle rook nie. Jou ministry en wat God vir jou het niks te doen met die feit of jy rook of nie. En nou kom baie Christene en hulle sê rook is 'n sonde. Die Bybel sê jy mag nie rook nie. Waar? In die Bybel staan dit dat ons nie mag rook nie. En nou gaan mense kom met daai ding van ja, maar jou liggaam is 'n tempel van die Here. Ja, okay. Kom ons kyk daarna. So eerstens, nêrens in die Bybel staan daar, en julle weet ek het die research gaan doen, nêrens in die Bybel staan daar iets oor rook nie, want daar was nie sigarette en tabak in Bybelse tyd nie. Okay, en ek het nou regtig bietjie research gaan doen, ek was onder die indruk, hulle dalk soos pype gerook of wat ook al, maar toe gaan research ek 'n bietjie. En dit is waar rook vandaan kom. Rook soos wat ons dit vandag ken, sigarette, pype, sigare, vaping en hubbly-bubblies, kom van inheemse Amerikaners af. En hulle was die eerste mense wat tabak gebruik het. In 1492 het Christopher Columbus en sy bemanning die Taíno mense in die Karibiese eilande gesien rook. En hy het dit toe na die Amerikas toe gevat. Teen die 1500s het die Franse diplomaat Jean Nicot dit in Europa versprei, en dit is waar die woord nikotien vandaan kom. En dit het soos 'n letterlike veldbrand versprei, en teen die 1600s was rook reeds wyd versprei. En dit was gewoonlik jou even vrouens in daai tyd was, as jy gerook het, was 'n gesiene ding gewees. Okay. Maar die Bybel het nooit iets daaroor gesê nie, want dit was nie iets wat in Bybelse tye daar was nie. Nou ja, 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 is nou wat almal weer, toe ek die ding gemaak het oor tattoos en alles, het almal daaroor aangegaan. Ja, 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê, ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En ja, ek het die Heilige Gees in my, maar net omdat ek tattoos het, sê dit nie die Heilige Gees is nie in my nie. Dit sê nie, ek kyk nie na my liggaam nie. Ek het so rukkie terug het ek 'n keuse gemaak vir my eie gesondheid, om minder suiker in te neem. En ek dink ek is nou op week 12, wat ek regtig probeer om nie stysel te eet nie, ek probeer om nie soveel suiker in te neem nie, want 'n mens besef nie, jy drink 'n koffie, en jy sit ook 2 teelepeltjies suiker daarin, en dan drink jy 10 koppies koffie 'n dag, en nee, ek is nie goed met wiskunde nie, maar dis baie suiker, okay, so, ja, daar's seker goed wat ek doen, om na my liggaam te kyk, om my liggaam gesond te hou, so ons moet ook onthou, om altyd in konteks na goed te kyk. Okay, en ons moet onthou, hierdie ding is wat ons gees dra, hierdie vleis. Ja, ek het vekkies en ek het, jy weet, ek het skaars en ek het alles, maar op die einde van die dag is die gees wat binne in my is, en die feit dat die Heilige Gees in my is wat belangrik is. Nou iets wat ook belangrik is 1 Korintiërs 6 vers 12, en dit sê, ons moenie deur iets oorheers word nie. Verslawing is iets wat ons oorheers. Okay? Maak nie saak wat se tipe verslawing dit is nie. Party verslawings is very destructive, soos gambling, alkoholisme, drugs, daai tipe van ding. Dit gaan die goed om jou negatief beïnvloed. Mense het al hulle huise verloor. Ek het 'n vriendin gehad wat toe ons jonk was, het sy by 'n spesifieke casino gewerk, en jy sal nie glo hoeveel mense eindig hulle lewe in 'n casino, omdat hulle al hulle geld weggegamble het nie. Okay. Rook is 'n verslawing wat jy skade aan jouself aanbring. Okay, ons weet almal, rook
kan lei tot kanker, dit kan lei tot velsiektes, jou asem stink. Nou, ek het my man het gerook, en ja, dit was nie vir my uitgeweet, my nie 'n drukkie of iets gee, as hy gerook het nie, okay? Maar in elk geval, vir my is dit iets wat ek het nie 'n verslawende persoonlikheid nie, en ek het nooit daarmee gesukkel nie, maar ek kon sien, ek weet van soveel mense, wat probeer ophou rook, maar hulle sê, dis makliker om op te hou drink, as wat dit is om op te hou rook. So ons moet daai in ag neem, voordat ons mense begin judge. Dis nie maklik nie. Hoeveel van julle kan in die oggend opstaan en gou by die gym gaan inhardloop? Hoeveel van julle kan daai keuse maak om gesonder te eet, om nie takeaways te eet nie? Daar's verskillende verslawings en ja, kos is ook 'n verslawing. So wees versigtig hoe jy ander mense judge. Onthou daai ding van, soos julle veroordeel, sal julle veroordeel word. So die kerke wat vir jou sê, jy kan nie in die kerk wees of preek of bedien omdat jy rook nie. Dit is 'n leuen uit die put van die hel. God kyk nie na jou liggaam nie. God kyk na jou hart, jou siel, jou gees. Okay? Hy is lief vir jou. En hy sê vir ons in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En as jy rook vandag, wil ek vir jou sê, God het jou lief en hy gebruik jou. En hy is nog lank nie klaar met jou nie. En jou stryd teen 'n verslawing diskwalifiseer jou nie vir God se plan in jou lewe nie. So onthou asseblief hierdie, jy wat rook, jy wat mense judge wat rook eer dalk nie die tempel nie, maar dit diskwalifiseer ook nie die tempel nie. Jy bly 'n kind van God. Jy bly geroep en hy het 'n plan vir jou lewe wat nie gekanselleer word deur 'n sigaret, 'n sigaar, 'n vape of 'n hubbly-bubbly nie. Niks kan dit wat God in jou lewe beplan blus, kanselleer of uitwis nie. En van julle, vir julle wat mense judge, wat rook en so aan, wil ek sê, kom ons wees eerder mense wat ander mense dra, en nie mense wat ander mense breek nie. 'n Kind van God wys na Jesus, en nie na ander mense se foute nie. So kom ons wees lief vir mekaar, kom ons doen alles in liefde, want as jy alles in liefde doen, gaan jy nie judge nie. Maar nou ja, the moral of the story, nee, dis nie sonde om te rook nie. Ek hoop hierdie het vir iemand gehelp. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Shalom!